'n memorandum van verstandhouding word onderhandel vir die beëindiging van die oorlog tussen die VSA en Iran. En Michael Jackson se musiek herleef hand aan hand met 'n lewensgetroue biografiese rolprent. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Die nuusdiens Reuters berig dat 'n memorandum van verstandhouding onderhandel word om die oorlog in Iran te beëindig. Die memorandum bestaan uit 14 punte en sal in sy huidige vorm 'n einde aan die oorlog verklaar en daarmee saam 'n 30-dae tydperk van onderhandelinge inlui ten einde 'n omvattende ooreenkoms te bereik. Die memorandum word deur onder andere die Amerikaanse gesante Steve Witkoff en Jared Kushner, as ook verskeie Iranse amptenare onderhandel. Volgens 'n Amerikaanse amptenaar sal Iranse beperkings op skeepsvaart deur die Straat van Hormuz en die Amerikaanse vlootblokkade op Iranse hawens geleidelik opgehef word. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobakale, sê dat vordering gemaak is met ondersoeke na onlangse ontsnappings by die Pollsmoor gevangenis en die Allendale korrektiewe sentrum. Verskeie amptenare word deur dissiplinêre stappe in die gesig gestaar weens hul beweerde betrokkenheid by ontsnappings en die onregmatige vrylating van gevangenes. 'n Spesiale taakspan is verlede jaar aangestel nadat gevangenes glo met vervalste dokumente of deur voor te gee dat hulle ander gevangenes is, vrygelaat is. Tobakale sê dat 'n nasionale span aangestel is om die sake te vervolg en dat 'n streng benadering gevolg sal word teen personeel wat veiligheidsprosedures oortree. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, betwis die wettigheid van sy inhegtenisneming nadat hy gister in Kaapstad by 'n parlementêre woonkompleks aangekeer is. Hy staan tereg op aanklagte van bedrog en dwarsboming van die gereg in verband met 'n ondersoek na die moord op die ANC-raadslid Sindiso Magaka. Adams en sy regsverteenwoordigers sê die lasbrief is onreëlmatig omdat dit glo nie op die beëdigde inligting gegrond is nie. Sy prokureur sê hulle was nie vooraf bewus van die volledige beweringe nie en beplan om die inhegtenisneming op tegniese gronde te betwis. Dit is vandag 2 jaar sedert die ineenstorting van 'n gebou in Victoria Straat in George in die Wes-Kaap. Altesaam 34 mense is dood en 28 ander is beseer toe 'n 5-verdieping gebou ineengestort het. Die Good-party het die nasionale vervolgingsgesag versoek dat die status van die saak verduidelik moet word om die volgende stappe uiteen te sit. Die ontwikkelaar, Neo Victoria Developments, is sedertdien gelikwideer. Die DA in Gauteng vra dringende aanspreeklikheid na berigte van verkrachtingssake waarby polisielede in die provinsie betrek word. Volgens die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat is 27 sake van die aard in sy 2024-2025 jaarverslag aangemeld, maar die premier Panyaza Lesufi meen dat SAPD-lede by slegs 5 van die gevalle betrek word. Die DA beskryf die voorvalle as 'n ernstige verbreeking van openbare vertroue. Die party pleit vir streng optrede, beter toesig en maatreëls soos geslote baantelevisiekameras in polisiestasies om burgers beter te beskerm. Die MK-party sê hy sal voortgaan met sy saak teen die onafhanklike verkiesingskommissie weens beweringe van stemknoeiery. Dit is ondanks die gesprekke wat die twee partye vroeër van dese week by Nkandla gehad het. Die MK-party sê hy is vasbeslote om sy wetlike en grondwetlike prosesse teen die OVK voort te sit weens beweringe van gesteelde stemme in die algemene verkiesing in 2024. Die party oorweeg dit intussen om te vra dat die plaaslike regeringsverkiesing later vanjaar uitgestel word totdat sy saak teen die OVK afgehandel is. Die plaaslike regeringsverkiesing word op 4 November gehou. Hy het meer as 11.000 punte wat selfs die van bekendes soos Justin Bieber en Taylor Swift oortref. Kenners skryf die herlewing en oplewing toe aan die lewensgetroue biografiese rolprent Michael, wat tans op die silwerdoek vertoon word en 'n jonger geslag aan sy musiek voorstel. En dit bring ons aan die einde van vanaand se visuele nuusbulletin op Pretoria FM. Ons het môre weer 'n afspraak.